Goeiedag manne, welkom by Landbouwetenskappe se tweede les. Ek is meneer Oukamp en hoe hierdie lesse gaan werk is, jy gaan jou handboek voor jou oop hê. En soos wat ek deur die slides gaan daar sekere goed wees wat gehighlight is en dan gaan sekere goed wees wat ek vir jou sê wat jy moet highlight. En dan gaan jy dit so saam met my, soos wat ek deur die slides gaan, met jou handboek volg. Ek sal presies vir jou sê waar ons is, die slides is opgestel om jou handboek te volg. So dit gaan vir jou maklik wees. So kry jou handboek uit, sodat jou handboek oop is by jou en dat jy saam met my deur die werk kan gaan. Hierdie gedeelte wat ons volgende gaan doen is module 3 se 1-uit-1. Ek het dit opgedeel in 2 dele sodat dit bietjie korter video's is en makliker is om te verstaan. Ons gaan praat oor dierereproduksie in hierdie module 3 en ons gaan eers 'n bietjie kyk na die voortplantingsorgane van manlike diere. Dan gaan ons kyk na die voortplantingsorgane van vroulike diere en dan gaan ons kyk na paring, bevrugting en dragtigheid en dan laastens na die geboorte van die diere en dan laktasie. Alles baie belangrike dele, dit is veral vir 'n veeboer is dit baie belangrik om hierdie gedeelte van vee en veeboerdery goed te verstaan en dit ook goed te kan doen. So ek hoop dit is vir jou interessant. Jy kan jou handboek oopmaak op bladsy 139. Ek gaan begin op bladsy 140 met die manlike voortplantingsorgane van beeste. Die eerste gedeelte wat jy daar kan sien in jou handboek is die sketse wat hulle vir jou gee, of hulle gee vir jou een skets. Ek gaan 'n paar voorbeelde vir jou sommer hier op die slides wys. Hierdie is 'n gekleurde voorbeeld, so dis maklik om die verskillende dele te sien van die manlike voortplantingsorgane. Hier is nog 'n voorbeeld vir jou. Soos wat jy kan sien, in hierdie voorbeeld gee hulle nie die buitelyne van die dier nie. Hulle gee net die voortplantingsorgane, jy moet net die organe ken en die funksies van hulle. En ons gaan dit mooi saam deurgaan. Hier wys hulle sommer 'n vark se voortplantingsorgane, 'n beer se voortplantingsorgane, sodat jy dit ook kan sien. Jy kan op die internet gaan en daar verskeie voorbeelde nog gaan aflaai. Jy kan ou vraestelle vat, jy kry maklik ou vraestelle op die internet. Jy kan my ook vra daarvoor en almal so deurgaan en kyk na die verskillende soorte sketse wat hulle vir jou gee. Ook in die antwoordboek gaan ek vir jou later wys of gee watter vrae jy kan doen op watter bladsye, maar daar is ook voorbeelde van die manlike voortplantingsorgane en as die nuwe kwartaal begin, gaan ek vir jou ook nog handboeke uitdeel wat aanvullend is tot die een wat ons deurgaan, waarin jy nog voorbeelde sal sien van sketse en hoe die sketse lyk. Ek gaan ook vir jou as deel van jou tweede kwartaal se punt 'n toets gee waarin jy hierdie voortplantingsorgane moet kan identifiseer, dit kan benoem en dan 'n paar vrae daaroor antwoord, soos byvoorbeeld watter funksies die verskillende organe dan nou verrig. Die eerste gedeelte daar in jou handboek sê hulle vir jou daar dat die primêre geslagsorgane produseer gamete of voortplantingsselle. So die voortplantingsselletjies by die manlike en die vroulike diere noem ons die gamete en dit is dan nou by die manlike dier die spermselletjies en by die vroulike dier die eierselletjies. En hierdie gamete smelt saam om dan nou 'n nuwe individu te vorm in die vroulike dier se voortplantingsorgane. So die eerste gedeelte wat ons gaan doen, ek gaan op hierdie skets vir jou verduidelik waar die verskillende organe is. Gaan sommer net eers deur die skets gaan. Ons begin heel eers met die testis, wat die primêre voortplantingsorgaan is van die dier. Ek gaan nou dit vir jou laat onderstreep in jou handboek. En die testis word omring deur die skrotum, wat dan nou ook die balsak is. En rondom die testis of aan die kant van die testis kry ons die epididymis en dan kry ons hierdie koord, hierdie saadleier, die vas deferens, waar die spermselletjies, soos wat dit in die testis vervaardig word, beweeg dit na die epididymis toe en van daar af deur hierdie koord of hierdie spermselleier tot dan nou waar dit in die uretra loop. So daar waar die pyltjie vir jou gewys het, is waar die vas deferens of die spermselleiertjie is. Die saadleier noem hulle dit ook. En die laaste gedeelte van die vas deferens noem ons die ampulla, soos wat jy daar in die boek kan sien, waar dit daar aangedui word. En dan is daar 'n klomp kliere, wat by hierdie spermselletjies sekere stowwe afskei. Die eerste klier wat belangrik is die vesikulêre klier. Ons gaan nou so 'n bietjie kyk na die funksie van elkeen van hierdie kliere. Die tweede een is die prostaatklier wat jy moet ken, en dan die laaste een is Cowper se kliere, ons noem dit ook die bulbo-uretrale kliere, wat almal hierdie stowwe afskei wat funksies het
saam met hierdie spermselletjies, om dan op die ouende saam met hierdie stowwe en die spermselletjies semen te vorm. En dan beweeg hierdie semen dan deur hierdie penisgedeelte in die uretra. So die uretra loop deur die penis, die uretra loop ook vanaf die blaas. So die uretra het twee funksies, ons gaan kyk daarna, dit vervoer hierdie spermselletjies saam met hierdie afgeskeide stowwe van die kliere wat ons semen noem, en dan vervoer dit urine vanaf die blaas deur die penis na die buitekant van die liggaam. Soos jy kan sien, het die penis 'n sigmoïdale vorm, of 'n S-kurwe in hom, soos wat jy daar kan sien. Ons sal later so 'n bietjie meer in detail ook dan nou daaroor praat. En dan, so, waar die penis dan uit die liggaam uitgaan van die dier, praat ons van daardie opening of daardie velgedeelte wat daar die penis beskerm as die skede. En jy gaan dit onder 'n bees se liggaam sien, daar waar die penis uitkom, daardie gedeelte, daai velgedeelte waar die hare op is, en wat dan die penis beskerm, noem ons die skede. Goed, so die eerste gedeelte waarna ons gaan kyk, is dan die testis. En dan jy kan in jou handboek daar merk, die primêre manlike geslagsorgane daaronder, figuur 1 is die testis, en daar sê hulle vir jou, die testis is die primêre geslagsorgaan van die bil. Jy moet dit ken. Wat is die funksies van die testis? Nommer 1, dit produseer spermselle, dit produseer testosteroon, wat die manlike geslagshormoon is, en dan dit stoor spermselletjies. Hier wys ek sommer 'n voorbeeld vir jou van 'n testis wat uit 'n bees uitgehaal is, 'n fisiese voorbeeld. Jy kan sien aan die regterkant wys hulle daar na die testis gedeelte, en aan die linkerkant daardie witterige gedeelte is dan die epididymis. Die struktuur van die testis, heel bo aan bladsy 141 kan jy daar merk, die testis bestaan uit twee individuele dele. Daar is twee testis by elke dier, of by elke manlike dier. Elke testis word onderverdeel in kleiner segmente. Hierdie testis bestaan uit 'n groot aantal seminifereuse buisies, soos wat jy daar kan sien wat ek onderstreep het of gemerk het. In hierdie seminifereuse buisies word die spermselletjies of die spermatozoa gevorm. Ons gaan daarna in detail kyk. Sperma ontwikkel kan jy daar merk uit spermatogonia. So aan die binnekant van hierdie seminifereuse buisies is daar selletjies wat ons noem spermatogonia, en hulle ontwikkel deur die proses van spermatogenese tot spermatozoa of spermselletjies. So hulle gaan byvoorbeeld vir jou vra, wat noem ons die proses waardeur spermselletjies vervaardig word, en dan gaan jy sê spermatogenese. En tussen hierdie seminifereuse buisies kry ons hierdie Leydig selle. Hulle kom tussen die buisies voor, en hulle skei hierdie geslagshormoon testosteroon af, wat baie belangrik is by manlike diere. Hierso wys ek sommer vir jou baie duidelik waar die swart pyltjie is. Dis die testis aan die linkerkant, wat dan nou uit hierdie seminifereuse buisies bestaan. En in die middel van hierdie buisies word die spermselletjies vervaardig. So jy kan kyk in jou handboek in figuur 2, aan die regterkant wys hulle vir jou mooi hoe die buisie lyk, met hierdie laagies-selletjies aan die binnekant van die wand, waar dan op die ou ende in die heel kern, in die middelste gedeelte van hierdie buisies, kry ons dan die spermselletjies. En soos wat hierdie selletjies van die buitekant af, soos wat ons na binne toe beweeg, na die kern van hierdie buisies, gaan ons dan nou sien hoe hierdie spermselletjies ontwikkel. So ek wys sommer vir jou, hierdie gedeelte wat hierdie rooi kring omring word, is die testis, en dan hierdie gedeelte aan die buitekant, wat ook uit 'n klomp buisies bestaan, en dan op die einde in 'n dikker buis eindig, noem ons dan die epididymis. Ek wys sommer net hier vir jou ook, hierdie gedeelte aan die linkerkant is die testis, aan die regterkant is die epididymis. Ons gaan op die einde die epididymis verdeel in 3 dele, die kopgedeelte, die liggaamgedeelte en dan die stertgedeelte. Hierso wys hulle vir jou mooi wat jy in jou handboek kan sien. Deursnit deur die seminifereuse buisie in figuur 2, kan jy daar kyk, die eerste laagie selletjies aan die binnekant van die wand van die seminifereuse buisie, noem ons die spermatogonia, en dan verander hierdie selletjies soos wat dit inbeweeg na die kern van die buisie toe, in primêre spermatosiete, en dan in sekondêre spermatosiete, maar dan verander in spermatiede, en hierdie spermatiede is dan die laaste fase voordat ons spermselletjies kry, of spermatozoa. So ken net hierdie terme, sodat jy verstaan hoe hierdie proses werk. Ons gaan later weer in detail kyk na spermatogenese. Die funksies van testosteroon kan jy daar merk. Testosteroon is verantwoordelik nommer 1 vir manlike eienskappe
by die manlike dier, soos byvoorbeeld spierontwikkeling. 'n Man se stem is dieper as 'n vrou se. 'n Man het gewoonlik 'n bietjie breër skouers as 'n vrou en daar is bietjie meer spierontwikkeling. Daar is meer hare, die man gaan byvoorbeeld, jy gaan skeer, 'n vrou gaan nie skeer nie, en al hierdie sekondêre ontwikkeling wat by 'n man plaasvind, noem ons is dan nou verantwoordelik, of die hormoon wat daarvoor verantwoordelik is testosteroon. Tweedens, verhoog testosteroon geslagsdrang, wat ons ook noem libido, en seksuele aktiwiteite by bulle. Wat beteken dat dit gaan die bul aanspoor, hierdie hormoon gaan die bul aanspoor om dan nou koeie te wil dek, sodat ons dan nou nageslag kan kry. En dan heel laaste is testosteroon verantwoordelik vir die stimulering van spermproduksie. Dit moet jy ken. Goed, die sekondêre manlike geslagsorgane, soos wat jy daar in jou handboek kan sien, gaan ons gou kyk na hulle. Ons begin eers by die epididymis, en dan gaan ons kyk na die vas deferens, hierdie buis, wat dan hierdie spermselletjies verder deur die liggaam lei. En dan die laaste gedeelte van die vas deferens, wat dan 'n verdikte gedeelte is van daai vas deferens buis, is dan die ampulla. Goed, daar kan jy merk in jou handboek by die epididymis en vas deferens, die seminiferese buisies verenig dan uiteindelik om die epididymis te vorm. En hierdie epididymis is verantwoordelik om sperme te stoor en dit dan te vervoer na die vas deferens. Die vas deferens is aan die een kant verbind aan die epididymis gedeelte, en dan word dit verleng van die skrotum af opwaarts tot in die abdominale holte, tot binne in die dier se liggaam. So van buite waar dit in die testis is, gaan hierdie buisie dan vanaf die epididymis deur tot in die buikholte, in die abdominale holte van die dier. En die laaste gedeelte van die vas deferens is dan nou verdik, en dit is dan nou bekend as die ampulla. Hier wys ek sommer vir jou baie mooi. Hierdie gedeelte wat met die rooi kring omring is, aan die linkerkant kan jy sien is die testis, en dan hierdie deel wat deur die rooi kring omring is dan die epididymis, daar die dunner buisies, en dan loop dit in 'n dikker buis in, wat dan die vas deferens is. En die laaste gedeelte van die vas deferens, in die dier se buikholte, gaan dan verdik om dan die ampulla te vorm. Funksies van die epididymis en die vas deferens, baie maklik, ek het sommer die woorde vir jou daar onderstreep. Sperma word in die epididymis gestoor, dit word vervoer na die res van die voortplantingsstelsel toe, en in hierdie epididymis gedeelte van die volwasse raking, die laaste bietjie ontwikkeling van die spermselletjies plaas, en dan die volwasse spermselle word met die afskeidings van bykomstige geslagskliere gekombineer om dan op die ou ende semen te vorm, soos wat ek vir jou gewys het vanaf die ampulla. Wys vir my hier vir jou verder in jou handboek of op hierdie skets waar ons nou gaan praat oor die skrotum. Jy kan daar in jou handboek ook verder volg. Die skrotum is dan nou hierdie balsak wat ons ook van praat. En die belangrikheid van die skrotum, as jy kyk bo in bladsy 142 en onderaan bladsy 141, dis die spermatiese koord in die skrotum bestaan uit die vas deferens, bloedvate, limfate, senuwees en die kremasterspier. Wat vir my hier belangrik is dat jy die naam van hierdie spier moet ken. Wat is die belangrikheid van die skrotum? Dit beskerm hierdie testis en dit hou dit vas aan die buitekant van die liggaam. Hoekom is hierdie skrotum en hierdie testis aan die buitekant van die liggaam? Want spermselletjies oorleef en leef teen 1 graad Celsius na 1,5 graad Celsius laer as wat liggaamstemperatuur is. So wanneer dit koud raak, dan trek hierdie skrotum saam en dit trek nader aan die liggaam, sodat die spermselletjies dan 'n bietjie warmer gehou kan word. En as dit dan nou baie warm is buite, dan hang hierdie skrotum baie laer en dit trek weg van die liggaam af. Sodat hierdie spermselletjies dan teen 'n grade Celsius na 'n graad en 'n half laer kan wees as wat die liggaam se temperatuur dan is. As die spermselletjies te warm kry, gaan hulle doodgaan. As hulle te koud kry, sal hulle ook doodgaan. En dan hierdie spier wat verantwoordelik is vir hierdie beweging van die skrotum, noem ons die kremasterspier. Ek sal dit nou vir jou op die skets weer aandui. So jy kan daarso merk, die kremasterspier trek saam wanneer die temperatuur daal om die testis nader aan die liggaam, en die liggaam sit dit te trek in warm toestand, ontspan die spier en die testis beweeg verder weg van die liggaam.
Die funksie, soos wat ek gesê het, is vir die huisvesting en die beskerming van die testers en dan termoregulering, temperatuurregulering deur hierdie kremasterspier. Die penis is die laaste gedeelte in die voortplantingsstelsel. Die penis is die manlike paringsorgaan en is buite die liggaam geleë. Die funksie sluit in, jy kan daar merk, dit is om semen tydens paring deur die uretra te vervoer. So binne in die middel van hierdie penis is die uretra. So belangrik is om semen te vervoer, maar ook soos ek op die skets vir jou gewys het, om urine tydens urinering vanaf die blaas deur die uretra te vervoer. En dan die laaste funksie is die vroulike geslagsorgane moet tydens paring gepenetreer word deur die penis en dan nou, dit is belangrik sodat semen gedeponeer kan word in die vroulike voortplantingsorgane. So jy kan net dit daarso ook in jou handboek merk. Ek wys sommer 'n prentjie vir jou hier, dit is 'n dwarsnit deur 'n penis. Soos jy kan sien, is 'n spieragtige orgaan met baie bloedvaatjies wat dan nou vol raak en dan nou sodat die penis dan nou 'n ereksie kan kry sodat voortplanting kan plaasvind. Hier is 'n voorbeeld van die voorste punt, of ons praat van die voorste punt of die kopgedeelte van die penis as die glanspenis, en hier is 'n voorbeeld van 'n besem. Ek wys sommer vir jou hier net weer op die skets waar die penis dan nou sit. Hierdie gedeelte wat ons nou gaan behandel is baie belangrik. Dit handel dan nou oor die bykomstige voortplantingskliere en dis nou die gedeelte vanaf van waar die vas deferens dan nou verder beweeg na die uretra of in die uretra in waar hierdie kliere dan nou voorkom. Ek wys hom op hierdie skets vir jou. Hier sit die vesikulêre klier, dis die eerste klier wat 'n afskeiding gaan gee aan die spermselletjies. Dan gaan dit die prostaat wees en dan gaan dit die Cowper's klier wees of dan nou ook die bulbo-uretrale klier, soos ons ook van praat. Op hierdie skets wys ek vir jou verder waar ons op ons eerste skets sommer waar hierdie kliere sit. Hier is die vesikulêre klier net na die ampulla van die vas deferens, dan die prostaatklier en dan die Cowper's klier of dan die bulbo-uretrale klier. Die vesikulêre klier kan jy daar in jou handboek merk, skei 'n taai geelerige vloeistof af wat 'n hoë konsentrasie proteïene, kalium, sitroensuur, fruktose en verskeie ensieme bevat. Dit maak ook 50% van die ejakulaat of dan op die ou ende die semen uit. Wat vir my hier belangrik is jy moet weet dat dit is 'n taai vloeistof en hierdie laaste sinnetjie is vir my baie belangrik, dit is 'n voedingsstof vir sperme. So hierdie spermselletjies moet energie kry, hulle moet kan oorleef, sekere minerale kry om te kan normaal funksioneer terwyl hulle deur die liggaam beweeg en dan in die vroulike dier gaan moet oorleef totdat bevrugting plaasvind. Dit maak hierdie vesikulêre klier dan nou baie belangrik. Die prostaatklier kan jy daar merk, is 'n enkele tweelobbige klier wat die uretra soos 'n ring omsluit. So jy gaan altyd kyk, as ek weer vir jou op die skets kan wys, hoe lyk die prostaat of waar hy sit, gaan jy kyk daarso na die skets en jy gaan sien dit is 'n ringvormig rondom die uretra. So dit gaan 'n kleinerige klier wees wat 'n ringetjie vorm rondom die uretra. Die funksies, dit skei 'n melkerige effens alkalisiese mucus af wat die kenmerkende reuk aan die semen gee. En dan belangrik dat dit 'n alkalisiese mucus is, dit hou hierdie semen dan by die korrekte pH. As die pH te laag raak, byvoorbeeld te suur raak, dan kan die spermselletjies doodgaan. En hierdie prostaatklier se afskeiding hou dan hierdie spermselletjies en die hele semen dan by die korrekte pH. Dan by Cowper's kliere of die bulbo-uretrale kliere is 'n paar kliere wat langs die uretra geleë is, naby die punt waar dit die pelvis verlaat. Jy kan daarso merk by die funksies wat belangriker is. Dis nie so belangrik, jy gaan op 'n skets weet, moet jy kan identifiseer waar hierdie kliere is, maar dan belangrik die funksies wat jy moet ken van die stowwe wat afgeskei word, dan nou saam met hierdie spermselletjies. Dis 'n slijmagtige vloeistof wat ook 'n rol speel by die korrekte pH en dan wat baie belangrik is van Cowper's kliere, hierdie afskeiding smeer en maak die uretra skoon. Met ander woorde, saam met die urine wat deur die uretra beweeg, is daar afvalstowwe en hierdie afskeiding gaan die uretra dan skoon maak daarvan al hierdie afvalstowwe sodat hierdie spermselletjies kan oorleef en dan gaan dit
uretra ook smeer, sodat die beweging makliker kan plaasvind. En dan die laaste funksie is, die afskeiding verbeter dan die beweeglikheid self van die spermselletjies, sodat hulle makliker kan swem en makliker kan oorleef tydens ejakulasie. Wat is ejakulasie? Dit is wat plaasvind wanneer die dier dan nou, die manlike dier, die vroulike dier dek en dan hierdie spermselletjies vrystel. So sodra die bal die koei dek, dan beweeg hierdie spermselletjies vanaf die testis en die epididymis deur die res van hierdie stelsel. So eers wanneer daar kopulasie plaasvind, wanneer die bal die koei dek, gaan hierdie beweging eers plaasvind. So tydens hierdie proses beweeg die spermselletjies dan uit van die epididymis en die testis af deur die vas deferens tot in die laaste gedeelte wat die ampulla is, tot in die uretra wat dan deur die penis na die buitekant van die manlike dier se liggaam beweeg tot in die vroulike dier se vagina. Dit is aan die einde van hierdie eerste gedeelte. Op bladsy 142 sal ek in die volgende video begin en gaan ons dan begin by die proses van spermatogenese. As jy voorbeelde wil kyk na byvoorbeeld nog sketse of vrae oor hierdie gedeelte, dan kan jy kyk in die antwoordreeks handboek of boek wat ek vir jou uitgedeel het. Op bladsy 67 tot en met bladsy 100 word hierdie hele module behandel. So wat ek sou voorstel is, as jy klaar is met hierdie video, gaan kyk na die vrae wat handel oor hierdie eerste gedeelte en jy kan dit antwoord, of jy gaan eers hierdie hele gedeelte klaarmaak, hierdie hele eenheid en die volgende eenhede, en dan op die einde kan jy daai vrae deurwerk. Onthou asseblief wat ek vir jou gesê het, aan die einde van die vorige kwartaal, moet jy die vrae gedoen het van bladsy 9 tot en met bladsy 60, oor die eerste twee modules wat ons klaar hanteer het. So jy kan asseblief jouself besig hou daarmee as jy nog nie klaar is daarmee nie. Ons sal die vrae sal ek vir jou uitdeel as die klasse weer begin, en as ons nog langer nie gaan klas hê nie, sal ek vir die vrae opsit of dit vir jou ouers e-mail sodat jy dan makliker toegang tot dit kan hê. Maar ek herinner jou net daaraan, maar vir hierdie gedeelte wat ons nou doen, kan jy kyk op bladsy 67 tot en met bladsy 100, kan jy die vrae gaan uitsoek wat oor hierdie gedeelte handel, of jy kan dan net, as die modules klaar, die hele module klaar is, dan die vrae vir hierdie gedeelte doen. Baie dankie.